Goeiemôre gemeente. Baie welkom by erediens op hierdie opstanding Sondag. En ons gaan mekaar ook groet, soos wat die vroeë Christene mekaar gegroet het. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Amen. Amen. En die Here groet jou genade en vrede vir julle van hom wat was en wat is en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Skriflesing kom uit Johannes 21, die evangelie van Johannes, hoofstuk 21 verse 11 tot 25. En ons fokusverse is verse 15 tot 17. Johannes 21 vanaf vers 11 tot die einde van die hoofstuk. Ek lees uit die 83 vertaling. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. En ek wil net sê, ons het nou gekyk, hoekom ek na hierdie gedeelte spesifiek kyk. Ons het nou in die lydenstyd, die 2 Sondae voor Paasnaweek gekyk veral na die disippels en veral Petrus se reaksie op Jesus se woorde en dade. En ons gesien hoe hy met daai selfgerigtheid, toe hy bely het, hy is die seun van die lewende God, hy is die Messias, die Christus, die seun van die lewende God, het hy toe ook daarna, omdat hy so selfgerig was, eintlik in Jesus se pad gestaan, om die pad van die kruis te stap, toe hy gesê het, maar God het verhoed toe Jesus sê, hy gaan die pad van die kruis stap, en toe moes Jesus vir hom sê, gaan weg agter my Satan, dan jy dink nie wat God wil en wat mense wil hê. So daarna gekyk, en toe die volgende laaste Sondag, het ons gekyk dan ook, hoe hy dan ook met geestelike hoogmoed gesê, toe Jesus sê, julle gaan almal my verlaat, toe het hy gesê, met geestelike hoogmoed, nie ek nie, die ander sal julle dalk verlaat, maar ek sal nie, ek sal saam met u tot sterwe, en wat die effek van geestelike hoogmoed was. En toe weet ons ook, hoe hy Jesus 3 keer verloon het. Maar nou kyk ons ook Jesus se woorde en dade en Petrus se reaksie dan ook, nadat Jesus gesterf het en opgestaan het uit die dood, hoe het Jesus hom kom herstel. En dis hoe ons kyk na hierdie gedeelte. Vanaf vers 11, Johannes 21 vanaf vers 11, Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om hom te vra, wie is u? Nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom toe 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. En Jesus vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak. Jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê, daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. En toe Petrus omdraai en sien hy die disipel volg vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleun en gevra het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus, Here, en wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my. Die gerug het toe onder die broers versprei,
dat daardie disipel nie sal sterwe nie. Jesus het egter nie vir Petrus gesê dat daardie disipel nie sal sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Dit is die disipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskryf het. En ons weet dat sy getuienis waar is. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek hê vir die boeke, nie genoeg plek vir die boeke hê nie. Ons gaan veral fokus daar op vers 15 tot 17 waar Jesus 3 keer vir Petrus gevra het jy my lief of het jy my baie lief? En wat Petrus dan ook geantwoord het en Jesus ook gesê het. Ons het ook gesê, soos in die vorige keer 2 preke, ons kan onsself leer ken ook in die disippels se woorde en reaksie op Jesus se dade en woorde. En dit is wat ons onsself ook hier leer ken. Ek dink ons almal weet nie, daai verlammende gevoel van skuldgevoelens, daai verlammende invloed op jou lewe van skuldgevoelens, nê? Dat jy kan jouself eintlik net nie vergewe. Hoe kon ek dit gedoen het? En ek dink dis hoe Petrus ook moes gevoel het, nê? Nadat hy Jesus 3 keer verloon het hy seker net gevoel, maar ek is te sleg om 'n kind, om 'n disipel van Jesus te wees. Ek dink hy het baie stiller geraak. Petrus moes ou wat jy het gepraat het. Ek dink hy het baie stiller geraak. Daar tussen die ander disipels, nê? Want hy het Jesus 3 keer verloon. Nê? En dit gebeur met ons ook. Partykeer kan jy jouself net dink, hoe kom ek alweer? Wat dit ook al is. Drankmisbruik, egbreek gepleeg, dobbel, wat se sonde ook al, nê? Wat jy dalk iets gevat het, wat jy nie moes gevat het, en al sulke dinge. Wat se sonde? Dan kan jy vir jouself dink, hoe kan ek dit gedoen het? Ek is nie goed genoeg om 'n kind van die Here te wees nie. En jou vrymoedigheid is daarmee weg. En wat gebeur? Ou word passief, nê, in plaas van om Jesus te volg en te getuig. Skuldgevoelens kan jou heeltemal verlam as 'n disipel van Jesus. Passief raak in plaas van Jesus te volg. Petrus, ek dink hy moes dieselfde gevoel het. Nee, is die swakste disipel. En daarom soek Jesus hom op nadat Jesus uit die dood opgestaan. Soek hy spesifiek vir Petrus op, nee, om hom weer te herstel. Om die skuldgevoelens te verwyder. En dieselfde doen die Here ook met ons. Dat ons nie so bly fokus op die sonde nie. Jesus wil dit wegvat. Dat jy nie so passief en jouself so veroordeel dat jy heeltemal passief raak nie. En dan sien ons ook disipelskap word nie gebou op grond van ons dade nie, hoe goed ons is nie. Word gebou op die liefde van en vir Christus. Dis waarop disipelskap gebou word. Maar kom ons kyk na hierdie vrae, 3 vrae en antwoorde wat Petrus gee en wat Jesus elke keer gesê het. Jesus se drievoudige vraag na liefde. So, met hierdie drievoudige vraag, as ons kyk, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Sien ons hoe Jesus 3 keer vra hy dit, en hoekom vra hy dit 3 keer? Om vir Petrus te herinner, 3 keer, het jy my verraai? Het jy my verloon? Het jy my verloon? En dan sê hy ook Simon seun van Johannes, hy sê nie Petrus nie, hy gebruik Petrus se naam wat hy gehad het voordat hy Jesus ontmoet het. Voordat Jesus hom geroep het, toe Jesus vir Petrus geroep het, Simon seun van Johannes, Simon geroep het, toe verander hy sy naam na Petrus, rots, op hierdie rots, hy getuienis sal ek my kerk bou. So hy noem vir Petrus met die naam, toe Petrus hom nog nie geken het nie. Want Petrus het hom 3 keer nie geken nie. Hom 3 keer verloon. En dan kom hy ook nog saam, en hy sê ook, het jy my baie lief meer as hulle hier? Want dis mos wat Petrus gesê het, toe hy Jesus verloon, voordat hy Jesus verloon het, toe Jesus gesê het, hoor julle almal gaan my verlaat, gesê, ja, dalk hulle, maar nie ek nie. Hulle sal nie, ek sal self sterf saam met u. Daarom vra Jesus vir hom ook, meer as hulle hier. So Jesus herinner hom
baie skerp, baie direk. Simon, seun van Johannes, jy het my nie geken nie. Het jy my baie lief, meer as hulle hier, en 3 keer doen hy, want 3 keer het Petrus hom verloon. En hy was hoogmoedig, hy het sê, ek het jy meer lief eintlik as die ander. En Jesus vra hom direk hierdie vraag. En dan, julle weet ook hoe hy gesê het, daar Sondag, daar in die tuin, die genadetuin, al sal hulle almal hier ook van hier afvallig word, ek sal nie. En Jesus se woorde is baie direk reguit, sny. En wys vir Petrus op sy swakheid en op sy sonde en op sy onbetroubaarheid. En vandag ook nog. As jy die woord lees, dis die swaard van die Gees waarna Martiens gewys het, Die woord, die Heilige Gees gebruik God se woord om direk te sny in ons lewens. Om vir ons te wys wie ons werklik is. Ek weet die wêreld, die humanisme sê die mense is nie so sleg nie, ons is alright en ons is goed en jy moet net jouself aan jou eie skoenveters optel, Dis wat die wêreld probeer doen. Maar ons is nie so bright en so goed nie. Die beste mens val ver te kort nog steeds. Ek meen, hierdie disippels het saam met Jesus gelewe en kyk net hoe het hulle geval ook. En vandag nog sny die woord, Hebreërs 4 vers 12, en ons moet onsself leer ken ook uit God se woord, dat die Gees vir ons kan openbaar, hoe onbetroubaar is ons, hoe sondig ons is, hoe ons Jesus verloon. Die woord van God is lewend en kragtig, dis skerper as enige swaard met 2 snykante, en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar's niks voor die Here bedek nie. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Jy dink nog jy's alright. Die Here weet alles. Hy bedoelings en gedagtes van die hart, hy ken dit. Nou uitelik kan ek partykeer nogal baie heilig voorkom, maar wat is die motivering in die hart? Toe Petrus ook gesê het, mag God dit verhoed, dit klink asof hy omgegee het vir Jesus, maar hy was bang vir sy eie vervolging. Is Jesus nie wreed nie, eintlik om vir Petrus toe so te herinner? Maar weet jy, as ons nie besef hoe groot ons sonde, ons tekortkominge, as ons dit nie besef nie, dan sal ons nie besef hoe groot God se liefde vir ons is in Christus nie. Jy moet besef hoe sondaar jy is, om te kan besef hoe kosbaar God se liefde in Christus is, hoe kosbaar sy sterwe aan die kruis is, die kruis was. Dis waar dit alles begin, soos die besef, die krag en die grootheid van Jesus se liefde wat vergifnis moontlik maak. Die liefde is soos medisyne vir ons, liefde vir ons geestelike lewe soos medisyne, en julle weet hoe sieker 'n mens word, hoe belangriker is medisyne. En ek wil sê, ons is geestelik terminaal siek, en ons het medisyne nodig, ons het die liefde van Jesus nodig. Niemand kan bestaan sonder hom nie. En die liefde is nie goedkoop nie. En daai liefde van Jesus loop uit op die kruis. Wat ons Vrydag veral op gefokus het. Op die kruis van Christus. Sodat ons weer disippels kan wees van hom nadat ons geval het. Nadat ons in sonde geval het. So ons elke keer kan terugkom en hy vir jou kan vra, het jy my lief? En ons weet, ons het hom lief want hy het ons eerste lief gehad. Jesus is die bron van die liefde. En omdat hy my so lief gehad het om sy lewe te gee vir daai waar ek hom verloon het, waar ek vergeet het van hom, waar ek selfs gevloek het soos Petrus, het ek hom ook lief. Want hy het my eerste lief gehad. Hy het sy lewe gegee vir my. En hy het sy lewe afgelê, dis 'n opofferende liefde, 'n liefde ten spyte van dat hy verwerp is, gespot is en selfs gesterf het. En dis daai liefde wat die Here ook van ons vra. 'n liefde ten spyte van.
'n liefde, opofferende liefde. Ten spyte daarvan dat ek dalk deur die wêreld uitgedryf kan word, nê. Die vriendekring my gaan uitdryf, my gaan ignoreer, nê. Dat ek gespot gaan word, ja, jy dweep alweer, wat ook al nê. Dat ek die Here lief en ek bly dit getuig daarvan. Ek bly met woord en daad wys ek is 'n volgeling van Jesus. Ek het hom lief. Dit wat met Petrus toe op die einde gebeur het ook, nadat hy hom herstel het, nê. Hulle sê volgens oorlewering het Petrus sy ook gekruisig. Maar hy het gevra. Hy was self toe later bereid, nadat hy daai liefde van Jesus ervaar het, gesien het en ontvang het, was hy bereid om ook te sterf. Maar hy, daar volgens oorlewering is hy onderstebo gekruisig. Want hy het net gesê, hy is nie waardig om so sy heiland te sterf nie. Hulle moet hom onderstebo kruisig. Want die Here is bo alles. Ja, Jesus kom nie na Petrus toe met verwyte en dreigemente om die verhouding te herstel nie. Nee, hoe herstel Jesus Petrus se verhouding met hom? Het jy my lief? Het jy my lief? Nee, in liefde reik Jesus weer uit. En Jesus het geweet Petrus het hom lief. Hy het geweet. En omdat hy weet elke keer wat Petrus sê, Here, U weet dit. Nee. Daarom weet hy as iemand hom liefhet, as Petrus hom liefhet, dan behoort hy aan Jesus. Hoekom vra Jesus liefde? Petrus, het jy my lief? Want hy weet as hy Petrus se liefde het, dan behoort Petrus se liggaam en siel aan hom. Nee, dit is waar alles begin. Is met liefde. En dis hoekom die Here ook na ons toe kom en vra, het jy my lief? Jy het my kruis gesien, jy het my liefde vir jou gesien. Maar het jy my lief? En as jy kan sê, ja Here, in opregtheid, ek het U lief, nee, dan behoort jou hele lewe aan die Here. Dan behoort jou hele lewe. Nee, as die Here jou hart het, dan het hy jou hele lewe na liggaam en siel. Dis wat die Here wil hê. Hy wil jou hart hê. Dan behoort jy aan hom. En dan sal ek ook nie Jesus se liefde goedkoop maak nie. Ek sal besef hoe duur, die dierprys wat hy betaal het, uit liefde vir my aan die kruis. Nou, die Here kom, vra Petrus, het jy my lief? Petrus sê, ja Here, hy vra vir ons ook drievoudige antwoord, het jy my lief? Jy moet ook 3 keer antwoord op die liefde van Christus. En Petrus is nou 'n ander persoon, nee, hy is nederig. En omdat hy nederig is hy geskik om Jesus se liefde en genade te ontvang. Want hoe antwoord Petrus op Jesus se vraag, het jy my lief? Hy antwoord deur te sê, ja Here, antwoord hom, U weet dat ek U liefhet. Jesus kom, in die Grieks staan daar agapao, nee, dit is die werkwoordvorm van agapai. Jesus kom met 'n baie sterk Griekse woord vir liefde. Sê, het jy my baie lief? Meer as hulle hier. Wat beantwoord Petrus? Here, hy sê nie ek het U baie lief nie, hy sê net U weet, ek het U lief. En die Griekse woord wat hy gebruik is phileo. Net 'n sagter woord vir liefde. Daai agapao is daai goddelike, kragtige, opofferende liefde. En hoe antwoord Petrus? Baie nederig. Ja, Here, U weet. Nie ek het U meer lief as die ander nie. U weet, ek het U lief. Phileo. Ek het U lief. 3 keer vra Jesus dit so vir hom. Hy is 'n baie nederig, baie meer nederig kom hy en daarom kan hy nou Jesus se liefde en genade ontvang. Nou het hy ook geleer wat Jesus bedoel het vroeër toe Jesus gesê het, Matteus 18 vers 3 tot 4. As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. Daar's niemand wat kan dink ek is beter as ander en dan dink ja, dit is nou 'n man van God. Jy kry baie keer mense hierdie
hierdie pastors wat hierdie superstars is. Nee, hulle word omtrent aanbid. Nie een van ons is hoër as die ander een voor die Here nie. As die Here deur sy gees en sy woord in jou lewe werk, dan besef jy jou sonde. Dan besef jy die genade, die liefde van die Here vir jou. En jy moet word soos 'n kindjie. Dis die belangrikste in die koninkryk van God. Daar's nie superstars in God se koninkryk nie, behalwe ons Here Jesus, die enigste. Ons is bedienaars. Almal van ons. En dan Petrus ook. Nadat hy so hoogmoedig was, ek sal U nie verlaat nie, die ander kan dalk nie. Skryf hy in sy eerste brief, 1 Petrus 5 vers 5. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar in die nederiges gee hy genade. Nederiges gee hy genade. Ware kinders van God voel soos die grootste sondaar, maar is seker van hulle liefde vir Jesus. Ja, ek besef, ek het sonde, maar ek weet ook, ek het die Here lief. Dis 'n ware kind van die Here weet, ja Here, U weet ek het U lief. So dis wat 'n ware kind se 'n disipel van Jesus se gesin het. Ek weet in my hart, ek het die Here lief. Alhoewel Petrus vir Jesus verloon het, was hy tog lief gewees, selfs daar waar hy Jesus 3 keer verloon het, was hy tog lief gewees vir Jesus. Daarom nadat Johan 2 keer gekraai het en hy besef wat hy gedoen het, het hy in trane uitgebars en weggehardloop. Ja, sy liefde was dalk nie sterk genoeg vir die beproewing gewees waardeur hy gegaan het nie. Nee, want hy was hoogmoedig gewees. Sy liefde was nie sterk genoeg nie, maar dit was daar. Hy het die Here nog steeds lief gehad. Dis die verskil tussen Petrus en Judas. Judas, toe hy Jesus verraai het, het hy nie meer liefde gehad vir Jesus nie, na die duiwel hom ingevaar het, het hy nie meer liefde vir Jesus gehad nie. Nee, want die duiwel het hom ingevaar. En daarom is Judas verlore. Daar was nie meer liefde vir Jesus gewees nie. Maar Petrus het Jesus 3 keer verloon, maar was nog steeds liefde. Dalk nie sterk genoeg nie, om hy beproewing te oorkom, waar hulle sê, maar jy was ook een van hom, en toe hy besef hoe gevaarlik dit raak, net toe hy sien wat met Jesus gebeur. Maar hy het liefde gehad vir Jesus, in daai beproewing ook. Dis die groot verskil. Wanneer jy Jesus verloon, omdat jy niks vir hom voel nie, soos Judas, dan is jy verlore. Maar, as jou liefde baie keer deur vrees en klein gelowigheid oorweldig word, maar daar is liefde, is daar 'n pad van herstel. Kom die Here en hy kan jou weer herstel, as sy disipel. So moenie bly vashou nie, aan dit wat jy verkeerd gedoen op die sonde nie. Fokus op my liefde vir die Here. Ja Here, viele oë, ek het U lief. Petrus kon nie sy liefde, toe Jesus vir hom hierdie 3 vrae vra, kon Petrus nie, hy kon nie sy liefde bewys nie, sy lewe het eintlik die teendeel gewys, nadat hy Jesus 3 keer verloon het. Hy kon dit nie bewys nie, maar hy beroep hom op Jesus se alwetendheid. Die 3de keer toe, Petrus bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord, Here, U weet alles. Here, U ken my hart. U weet alles, ek het dit gedoen, my lewe wys nie ek het U lief nie, ek weet dit, maar U weet alles, U weet wat in my hart aangaan. U weet alles, U weet dat ek U lief het. En Here, help my liefde, dit was min gewees, dit was swak gewees, die beproewing was my te groot gewees. Maar Here, ek het U lief, want U het my eerste lief gehad. Dankie, dat Jesus my sondes gesterf het. Dankie. Want Satan probeer baie keer deur skuldgevoelens ons oortuig dat ons Jesus nie lief het nie. Maar as hy dit probeer doen en hy fokus so op jou sonde en jou skuld en so, bely openlik jou liefde vir Jesus. Ja, dat my liefde was swak en klein. En ek wil dit verander. Maar Here, U ken my hart. U weet ek het U lief. Ek aanvaar U liefde aan die kruis.
dat U versoening gedoen het vir my sondes. Ek aanvaar dit. En ek wil U terug lief hê. En Jesus sal dan altyd, as jy met 'n hart van liefde en 'n begeerte vir meer liefde na hom toe gaan, sal jy altyd aanvaar. En sy hand uitsteek, het jy my lief? Nee, en dan kom hy en hy herstel jou weer jou posisie en hy gee vir jou 'n opdrag as disipel. 3 keer, nee, daai opdrag gee hy vir Petrus, ook vir ons, as ons met daai harte van liefde wat oop is voor die Here en sê, Here, U weet alles, U weet ek het U lief. Nee, want U het my eerste lief gehad. Dan kom hy en herstel, en hy gee vir jou weer die opdrag. Daai, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Ja, trane, Petrus se trane, nee, wys op sy opregte berou en liefde. En ons liefde vir Jesus dryf ons baie keer tot trane, as jy teen hom gesondig het. En wat vir my so interessant is asof as mens ouer word, of die trane makliker kom. En ek weet 'n paar mense het al hier, en jy weet Gert praat dit ook, en so nee, mens huil eintlik al hoe meer, en mens wil dit half terughou, jy voel, maar eintlik, hoe ouer 'n mens word, die trane kom makliker, en dan sê ek, die Heilige Gees werk in jou. Nee, dis mos wat in 2 Korintiërs 4 vers 16 ook staan, ons word van dag tot dag vernuwe. En eintlik as jy God se liefde verstaan, dan is hy trane nie van hartseer nie, ja, hartseer oor my sonde, maar trane van blydskap, dat die Here hom ontferm oor my, sondaar mens. Hy noem my eintlik nie eers meer 'n sondaar nie, want hy sien my raak, in sy seun wat in my woon. Hy sien my raak deur die kruis. En hy sê, jy is my disipel. Ek het 'n plan vir jou, nee. Ek het 'n opdrag vir jou. Laat my lammers wei. Nee, pas my skape op. Laat my skape wei. Nee, kom die Here. En eintlik daai beproewinge wat ons so deur ons lewens deurgegaan het, nee, maak jou eintlik reeds 'n instrument wat die Here kan gebruik. Want jy was daar en jy kan iemand wat daaronder is, kan jy help, want jy weet wat dit is om daaronder te wees. En jy weet hoe om daar uit te kom. En dis hoekom Petrus so kragtige instrument in die Here se hande geword het. Nee. Want Petrus weet hoe dit is om Jesus te verloon. Hy weet van geestelike hoogmoed. Hy weet van 'n selfgerigte godsdiens. Hy weet al daai goed en daarom kan hy die skape oppas en die lammers laat wei en die skape laat wei. Daarom kan hy ook doen wat ons herder gedoen het, Jesus, om sy lewe af te lê vir die skape. Kan ons ook mekaar se hande vat in ons lewens af lê vir mekaar. Ja, daar word nie baie van ons gevra baie keer, nie soos in die vervolgde kerk waar mense hulle lewens regtig af lê vir die herder en vir mekaar nie. Dan is ons af lê van ons lewe eintlik min om bietjie gespot te word of om uitgestoot te word deur 'n vriendekring om dit nie saam doen nie. Nee, dat kan ook al gehoor ja, dat jy kan agterkom die mense wil hê jy moet nou eintlik moet skuif uit hierdie partytjie uit, nê? Want hulle wil nou dinge doen wat nie saam met jou gaan nie. Nee, dan is dit alright. Wat is dit? Die pad van die Here is die beste. Kom ons pas mekaar op. En kom ons wees nie hoogmoedig oor mekaar nie. 'n Goeie herder gaan nie 'n skaap wat nie krag het en agterlaat, gaan nie laat agterbly nie, gaan hom haal en hom optel en dra. Laat ons mekaar ook gaan haal waar ons in 'n gat dalk is van sonde vasgevang. Mekaar gaan haal en optel en mekaar saam dra tot eer van die Here. Laat my lammers wei. Pas my skape op. Laat my skape wei. Daarom disippelskap word nie gebou op my dade nie. En hoe goed ek is nie. Dis nie superstars hierso nie. Dit word gebou op die liefde van Christus vir ons. En daarom ook ons liefde vir hom. En dan ook vir mekaar. Dis wat disippelskap beteken. Jesus se liefde bind ons aan hom en ook aan mekaar. Kom ons pas die skape op. Kom ons laat die lammers wei. Kom ons laat die skape ook wei. Kom ons verenig nou saam in gebed. Here Jesus, U is die bron van alles.
As dit nie vir U liefde aan die kruis was nie, was alles verlore. Was hier geen hoop vir hierdie wêreld nie, was daar geen hoop vir elkeen van ons se lewens wat hier bymekaar is nie. Maar dis omdat U ons so lief gehad het. Baie lief gehad het. Agape lief gehad het. Agapao. Kan ons nou ook antwoord, Here, maar ek het U lief. Want die Heilige Gees het U liefde vir my geopenbaar in my hart, dat ek U ook nou lief het. En dat ek ook, Here, en elkeen van ons wat hier is, bereid sal wees ook, Here, om ons lewens op te offer. Vir U en vir mekaar. Mekaar ook lief te hê. Dankie, Here, dat U ons daar uit 'n donker put gaan haal het van sonde ellende. En dat U vir ons saam met Jesus 'n plek in die hemel gegee het. So dit staan in die Efesiërsbrief. Jesus is die oorwinnaar en ons is meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. In sy kragtige naam bid ons saam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.